Besef ons werklik Yeshua se goddelikheid en mag, deel 3. Is Yeshua gelyk aan ons en soos ons gebore gewees? Nou daar word baie op sosiale media aan duisende gelowiges wat honger en soekend is na die waarheid verkondig dat Yeshua net die seun van Josef was. Nou baie sal dalk nou moeg raak vir my teenplasings wat ek maak en sal dink dat dit aanvallend is, maar daar is nog baie punte om uit te wys oor die misleidende leringe wat daar uitgaan. En as daar nou nuwe leringe gaan uitgaan oor Yeshua se goddelikheid wat vals en teen die woord van Jahwe is, sal ek dit aanspreek en dit beveg. Ek gaan nou nie daaroor stil bly nie. Ek wys hier 'n ander weg en ek gebruik die skrif in sy totaliteit en nie net 'n versie hier en daar nie. Ons moet besef dat die Satan ook Jahwe se woord ken en hy sal verse aanhaal in die skrif. Maar as jy nie jou Skepper ken nie en nie sy grootheid en sy mag nie, dan beteken jou kennis niks nie. Al val jou Bybel uitmekaar en al is elke versie in jou Bybel met 'n highlighter gemerk. Vind eers die koning, dan sal jy hom ken en sodoende vind jy sy geregtigheid, dan sal alles vir jou geopenbaar word. Maar as jy hom nie ken nie, dan sal jy dwaal. Nou vir die wat nie hulle Skepper ken en sy grootheid en mag nie, sal Hebreërs 2 vers 14 aanhaal en sê dat Yeshua op dieselfde manier as ons verwek is. En ja, hulle haal die skrif daarvoor aan. En dan vra hulle spottend, was julle ook maagdelike geboortes? In deel 1 en deel 2 van hierdie reeks het ek reeds Yeshua se goddelikheid uitgewys, dat die Vader Yeshua verhef en verhoog het, hom gesalf het en hom ook, let wel, Elohim genoem het. Dan moet al die engele Yeshua aanbid. En Paulus sê dat alle mag in die hemel en op die aarde en let wel onder die aarde aan Yeshua gegee is. En so sal elke knie, let wel, elke knie sal buig voor Yeshua en bely dat hy, hierso in hierdie gedeelte, Here is, of met ander woorde, Jahwe is, tot verheerliking van Elohim die Vader. As ons nie die knie voor Yeshua buig en hom die eer gee wat die Vader self verhoog en alles bo hom aangestel het nie, dan eer ons ook nie die Vader nie. Johannes 5 vers 23. Eer jy die Seun? Nou met hierdie in gedagte, dat Yeshua hierdie heerlikheid en goddelikheid het, dat hy hoër gestel was as alles en alles geërf het. Kom ons kyk gou na hierdie misleidende prediker se stuk uit Hebreërs 2, of Yeshua soos ons gebore is. Nou hier in Hebreërs 2 vers 6 het Dawid getuig in Psalm 8 vers 4 tot 6 en hy sê, wat is die mens dat u aan hom dink of die mensekind? Kom ons lees bietjie, kom ons dink net bietjie verder en kyk wat sê Dawid hierso. Hy sê, wat is ons as mens dat u, wat 'n goddelike wese is, neergedaal het en ons kom besoek het, want net een het neergedaal en dit is Yeshua wat onder die mense kom woon het. En hoe weet ons dit? Yeshua en Salomo sê dit hier in Johannes 3 vers 13, Johannes 6 vers 38, Johannes 1 vers 14 en Spreuke 30 vers 4. Dit wil sê, Immanuel, Elohim, God met ons. Maar soos Omsiener gesê het ons skille om die oë, ons volk is verblind en hulle herders hou hulle blind. Kom ons gaan aan Hebreërs 2 vers 7. U het hom, dit wil sê Yeshua, weinig minder as die engele gemaak, met heerlikheid en eer het u hom gekroon, en hom oor die werke van u hande aangestel. Let wel, alle dinge, dit wil sê alles, het u onder sy voete gestel, onder Yeshua sy voete gestel. Want in die onderwerping van alle dinge aan hom, het hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. Dit wil sê, alles is aan hom gegee. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie. Maar ons sien hom, naamlik Yeshua, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lydere van die dood met die heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van Elohim vir elkeen die dood sou smaak. Nou die doderyk was die gedeelte wat nog nie aan Yeshua onderwerp was nie. En dis het elke knie nog nie in die doderyk voor hom gebuig nie. Hy het nog nie sy volk los kom koop uit die mag van die doderyk nie. Dis is alles nog nie aan hom, wat onder hom onderworpe gewees nie, want hy het nog nie neergedaal in die doderyk om die gevangenes daaruit te bevry nie. Nou hier in Openbaring sien ons, het Yeshua die sleutels van die doderyk verkry en die doderyk oorwin. Let wel, toe Johannes hom sien, val hy soos 'n dooie voor Yeshua en Yeshua help hom nie reg en sê, nee, hy moet my nie aanbid nie. En dan sê Yeshua, dieselfde as wat Jahwe gesê het in Jesaja 41 vers 4, Jesaja 44 vers 6 en Jesaja 48 vers 12, sê hy,
ek is die eerste en die laaste. Dit wil sê, ek is die Alef en die Taf. Dis is hy van gister en vandag en tot in ewigheid dieselfde Elohim, Hebreërs 13 vers 8, met wie die volk 'n verbond gehad het in die Ou Testament en nou is alles nou aan hom onderwerp wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is. En hy is die een wat waardig is om die geseelde boek oop te maak sodat hy die oordeele oor die aarde kan bring. Want Yeshua het gekom om die vuur op die aarde te bring, soos hy sê in Lukas 12 vers 49. So was Yeshua hierdie groot goddelike wese vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak. Hoekom? Want hy moes eers vlees en bloed deelagtig geword het om die dood te smaak, om te voel wat is dit om te sterf, as 'n menslike wese te sterf. Want om die volk in die doderyk te kon verlos, moes hy van hierdie geestelike en goddelike dimensie eers vleesdeelagtig geword het. Dit wil sê minder as hierdie gestalte van hierdie goddelikheid geword het, moes hy eers vlees geword het, want hierdie vlees is so sondige vlees, moes hy eers vlees geword het en dan gedood geword het, om sodoende sonder sonde en vlekkeloos in die doderyk opgeneem te kan word, sodat hy die poorte van die doderyk kon verbreek en die volk uit die doderyk kon bevry. Sien hoe bevestig Hebreërs 2 vers 14 tot 15 dit, en dit is hoekom dat hierdie goddelike wese soos ons op dieselfde manier vlees en bloed deelagtig moes geword het. Dit was nie as gevolg van heeltyd speeltyd nie, maar as 'n goddelike teken, let wel, wat Jahwe self gegee het. Nie 'n mens het hierdie goddelike teken gegee nie, maar die Almagtige self. Let wel dat 'n maagd swanger sal word en 'n seun sal baar, en hy sal die seun van die Allerhoogste genoem word. Let wel, hy sal die seun van die Allerhoogste genoem word. Of gaan ons nou die skrif ook nou verwerp wat sê dat Yeshua is nie die seun van die Allerhoogste nie, maar die seun van Josef, want hier so staan, hy sal die seun van die Allerhoogste genoem word. Hy sal nie die seun van Josef genoem word, want mense het hom hierdie titel gegee en nie die Vader self nie. Begryp julle dit nou nog nie? Het u steeds tunnelvisie en sien u nie die groot prentjie nie? As God die Vader die Almagtige is, en hy het 'n seun vir wie hy lief het, en alles vir hom gegee het, beteken daai seun nou niks vir ons, dat hy nou net ons gelyke is, of ons broer is nie, en dat hy ook nie eers aanbiddingswaardig is nie? Nou dat die skrif self sê, dat elke knie sal buig en elke tong sal bely, dat Yeshua Messias, Jahwe is, tot heerlikheid van God die Vader. Wie die seun nie eer nie die Vader nie, en wie ook die seun nie aanbid nie, aanbid ook nie die Vader nie. Tot die Nuwe Testament bely dit, maar ons sien dit nie. Here of Lord is G262. Let wel, dit beteken God, Lord, Master. En kyk nou al hierdie skrifgedeeltes wat bely dat Yeshua, God, Lord, Master, of met ander woorde, Jahwe is. Dit is nie ek wat so sê nie, ek haal net hierdie skrifgedeeltes aan. En hier kan ons sien, van Handelinge 11 tot Handelinge 15, 16, 19, en dan is daar nog klomp ander gedeeltes wat ek nie die tyd voor het om dit aan te haal nie. En kyk mooi in Handelinge 19 vers 5, word mense in sy naam gedoop, en soos Joël 2 sê, almal wat die naam van Jahwe aangeroep het, sal gered word. Maar almal wat in Yeshua se naam gedoop word, word gered. Dis dieselfde wese. Hy is vandag, gister en tot in ewigheid dieselfde. So ek wonder nou, as jy sê Yeshua is maar net 'n mens en is 'n seun van Josef, doop jy mense in die naam van 'n gewone mens? Dit maak mos nou glad nie sin nie. Of in watter naam doop jy nou? Wat was Yeshua se taak? Dit was om die volk te kom loskoop uit die mag van die doderyk. Nou kom ons kyk wie self het gesê, en wie was self aan die woord wat gesê het, dat hy sy volk sal loskoop. Kom ons kyk Hosea 13 vers 14 en Psalm 49 vers 15. Let wel, ek, die Elohim van Abraham en Isak en Jakob, sal hulle self uit die doderyk verlos. Wie verlos hulle uit die doderyk toe? In Psalm 24 lyk dit soos Jahwe, maar as ons gaan kyk wie die erekoning is in 2 Nikodemus 5 vers 3c, was dit Yeshua. Yeshua is koning, en hy self is die goddelike wese wat die volk uit die doderyk verlos het. En dis hy wat gesê het, hy self sal hulle loskoop uit die mag van die doderyk. Nie 'n mens of 'n seun van Josef of van Dawid nie, maar hierdie goddelike seun van die Almagtige Vader. Dus het Yeshua 'n verbond met die volk. Matteus 26 vers 28 sê hy dat sy bloed is die bloed van die verbond. En wat maak dit hom?
Dit maak hom ons bloedbruidegom. Dit wil sê die man wat sy eie bloed gestort het vir die volk. Waar sien ons die bloedbruidegom? Hier in Exodus 4, let wel, die Here, dit wil sê Jahwe wou Moshe doodmaak en toe gooi Sipora die vooruit van haar seun voor die voete van Jahwe se voete en sê, waarlik, u is vir my 'n bloedbruidegom. Nou hier het Jahwe neergedaal. Wie is die enigste een wat neergedaal het? Yeshua is die enigste een wat neergedaal het. Wie is die bloedbruidegom? Yeshua is die bloedbruidegom. Nou wie het sy bloed gestort? Het die seun die bloed gestort of het die vader? Nee, die seun Yeshua het die bloed gestort vir sy volk. Hy het sy volk sy lebola, hulle losprys kom betaal, die betaling vir die volk om te wys, hy sal sy bloed stort vir hierdie vrou, en hy sal hierdie vrou loskoop, en nie die vader nie. Hy het die vader se dogter oorgevat. Dis is Jahwe, nie die vader nie, maar die seun, Yeshua, en sy gedenknaam is van geslag tot geslag. Ons ken nog nie die vader se naam nie, en in Openbaring sal ons nog die vader se naam ken, en Yeshua sal die naam van sy vader op ons voorhoof skryf. En so is Yeshua se gedenknaam van geslag tot geslag. Of met ander woorde, Yeshua is van gister, dit wil sê die Ou Testament, vandag die Nuwe Testament, en dan is hy dieselfde tot in ewigheid. Of lieg hierdie skrywer van Hebreërs 13 vers 8? Maar ons het oogklappe aan en ons sien dit nie. Hoe kan ons 'n verbond hê met die Vader, as die Vader nie self sy bloed gestort het vir die volk nie? Hoe kan hy sy seun stuur om sodoende 'n verbond te hê met die volk? En dan is dit sy verbond. Nee, die seun het die bloed gestort, hy is die verbondmaker, en hy is die een wat aan die volk verbond is. Dis hoekom dat ons met die lam trou en nie met die vader trou nie. En dit sien ons ook die bruilof van die lam, het die vader gereed gemaak, want hy, die vader, gooi 'n bruilofsfees vir sy seun. En sodoende trou ons met die lam en nie die vader nie. Is dit so moeilik om dit in te sien? Nou die Vader het Yeshua aan ons as bruidegom gegee, ons behoort aan Yeshua, en hy was al in die begin, in die tuin van Eden, aan Adam en Gawa of Eva gegee gewees. Hy is die boom van die lewe. Maar wat doen hulle toe? Maar hulle verwerp toe die boom van die lewe, en hulle kies 'n ander wese wat niks is nie, en hulle gryp die boom van kennis van goed en kwaad, of hulle sê nee, hy is maar die seun van Josef, hulle verwerp hom, en hulle maak hom 'n mensgestalte, en sê, hy is maar net die seun van Josef, hy is nie deur 'n maagd nie. Hy is ons bloedbruidegom, en hy het 'n verbond met ons, en het ons dier gekoop met sy bloed. Hy het met sy lewe die huweliksprys betaal, maar steeds word hy deur die mense verag, en word net gesê, hy is die seun van Josef. Die mense ken nie hulle koning nie, hulle ken nie sy godheid nie, en dit is hoekom dat hulle hom verwerp en verag. Gelukkig is die oë wat dit kan sien. Kan jy al sien die krag, mag en gesag en heerlikheid wat Yeshua gekry het? Of sink dit nog nie by u in nie? Laat die apart gestelde gees u lei. U sal ook nie die gees van wysheid ontvang of die gees van kennis ontvang, as u nie gereeld die skrifte ondersoek nie. Die wysheid of die odes van Salomo sê, as jy vroeg opstaan om hierdie wysheid te kry, om jou skrifstudie en al die goeders te doen, dan sal die wysheid, die gees van wysheid, haar aan jou openbaar, en jy sal die wysheid en die skrifte ken. As jy nie gaan tyd maak vir Jahwe in sy woord nie, sal jy nie hierdie kennis kry nie. Jy sal nie weet wie jou koning is nie. So, luister maar wat ek sê. Hou dit eenkant en gaan lees die Ou Testament en gaan kyk bietjie orals waar Yeshua eintlik is en waar hy aan mense verskyn het. Want as ons dit in gedagte het, die een wat neergedaal het is die een, dis die seun. Hy wat neergedaal het, soos Yeshua sê in die Nuwe Testament, het neergedaal en nie met die mense kom praat. As ons dit in gedagte het, dan sal die Ou Testament bietjie beter oopgaan, want die een wat neergedaal het, voordat Abraham was, is ek, sê Yeshua, en Abraham het sy heerlikheid gesien, en hy het hom verheug, en hy was bly gewees, en dit is nou val die Jode hom aan daarso toe hy nou gesê, hy is dan nog nie eers 50 jaar oud nie, hoe kan jy sê, hy het vir Abraham gesien? Hy was daar met Abraham gewees, maar ons sien dit nie, ons het oogklappe aan, of ons maak nie tyd om die skrif te leer ken nie. Nou in die volgende video gaan ek aan en ek gaan nog baie meer gedeeltes uithaal waar Yeshua gesien kan word in die Ou Testament en ons gaan kyk ook met wie ons 'n verbond het, alhoewel ek dit al reeds gesê het, maar dan gaan ons kyk in die Ou Testament met wie ons 'n verbond het.
So moet nou nie alles weggooi wat ek hier sê nie. Gaan toets dit asseblief met die skrif. Hou dit in gedagte, gaan lees jou Bybel en kyk of dit dalk inpas. Indien u vind dat dit wat ek vir u sê dalk baie sin maak, en as u ook saam met mede-volksgenote saam op 'n Sabbat vergader, nooi my gerus en dan kan ons hieroor gesels en dit bespreek en dan kan ons saam die brood deel. Kontak my gerus as u meer van hierdie onderwerp wil weet. Ek sal dit met graagte met u deel. Mag u 'n geseënde dag hê. Shalom.